Good. Ja, die Here is goed. Die Here is goed. En ek dink Clayton vir my sommer so mooi net jou deel is iets wat ek regtig die laaste ruk ook so intens ervaar, is om God net in die alledaagse te ervaar saam met my en te sien saam met my. Ja, en to be with, en dat God met my is, of ek met God is, seker beter dat ek met hom is as wat hy met my is. Ja, so vir my regtig net mooi om te sien hoe die Here, ek deel in die week, ek dink die laaste 3 maande was nogal vir my 3 van die tafste maande in 'n lang tyd in my lewe. Maar binne in dit het ek die Here so duidelik ervaar. Hy's net daar. En iets wat ek waardeer het in hierdie 3 maande is dat dit eintlik die fisiese omstandighede waarbinne ek my bevind, gee my die geleentheid om my geloof prakties te oefen. Te oefen klink seker 'n bietjie vreemd, om dit prakties toe te pas, om dit uit te leef. En ja, en wat 'n voorreg om God met ons te hê, in verhouding met ons, oom Ellen, jou woord wat sê, God is one. En dan besef ek my net, jy weet, maar ek kan maar baie plannetjies sê, maar op die ou end is dit net God. Nothing else. And it doesn't mean there's no plan. It's just not my plan. And it's how can I hear God and trust God? En ek dink dis hoekom ek net daai onderskeid wil tref vanoggend om te sê, God is not with me, but rather I'm with God. En waaroor dit vir my gaan en waaroor die Here met my praat op die oomblik baie prakties in my lewe is, do I hear God, soos ons nou oor Jona praat, and then I obey him, so I am with him. Of is ek besig met my goed, nou nooi ek vir God om deel te wees van dit waarmee ek besig is. Nou ek is nou oud genoeg om te leer, dit werk nie. Ek hoop, ja, so is om net vir my die onderskeid. I'm not trusting God to be with me in my plans. I'm hearing God, and then I obey. And I experience I am with God in his plans. Ook in praktiese detail, jy weet waar ek werk en woon, en in my huis, en in my binneste, en in die praktiese daar buite. So, ja, net God se getrouheid in dit, en ek moet sê vir my, so taaf as wat dit is, en ek dink vanoggend se woord gaan ook iets daaroor sê, die vraag is, wat maak ons geloof in trials and tribulations? Wat maak ons geloof as ons suffering ervaar? En op 'n manier 'n toets om te bevestig God se gees is in ons en ons volg hom. As ek sê as dit maklik is voel die lewe vir my af te rand, jy weet, dan is dit moeilik om God so duidelik te ervaar en te sien en met my te wees en ek met hom in die lewe. Kom ons maak ons oë toe, dan bid ons saam. Vader, dankie vir vanoggend, dankie dat U 'n wonderlike God is. Dankie dat U goedheid geen perke ken nie. Dankie dat ons vanoggend kon sing, maar dat ons dit ook ervaar dat U 'n God is wat stadig is om kwaad te word en een met baie genade. En Here, soms gereeld staan ek verstom hoe dat U meer en weer genade vir my het en vir ons as mens het. Ons wil vir U daarvoor dankie sê. Dankie dat ons ook vanoggend kan kom en Here, ek wil vra dat U vreugde in ons sal wees. Nie ons vreugde nie vreugde wat afhang van ons eksterne omstandighede nie, maar 'n vreugde wat kom omdat U gees en U waarheid in ons leef, in ons is. En dat dit op 'n manier natuurlik uitkom, maar dat dit 'n bonatuurlike vreugde is. En ek wil vanoggend kom bid vir elkeen, Here, wat dit moeilik vind om elke dag in vreugde te stap en te leef. Dankie dat ons vanoggend kan kom en U woord oopmaak, Here, dat U met deur die boek Jona met ons praat. En ons begeerte is, Here, ons is almal op soveel verskillende plekke, fases, seisoene in ons lewens, maar ons vertrou U dat U bonatuurlik vanoggend met elkeen van ons kan ontmoet deur die woord.
En ons kom ook vanoggend, Here, ek wil bid vir almal van ons, dat ons alle skanse wat ons partykeer ophou, dat ons dit sal wegneem, want ons is veilig by U. U is 'n goeie dokter, U is 'n goeie God. Dink aan Romeine 2 vers 4, it is the love of God that leads us to repentance. And thank you, Lord, that we can know that you love the world, which includes us. And that you have sent your Son, because you love us. And I pray this morning, Lord, that we will come with an attitude and with an emotion that knows that you love us. And I pray that in the name of Jesus. Amen. So, Clayton, ek het nog gewonder of ek dit moet sê, maar ek gaan dit nou maar sê. As ek omval, is dit nie die Heilige Gees nie. Ek sukkel met my gesondheid, so ek voel gereeld duiselig. So, jy maar aangaan met die preek en my net daar op die stoel los. Maar ja, ek weet nie wat dit is, die laaste week sukkel ek en my 'n bietjie met ons gesondheid en dit wil net regkom nie, maar ons vertrou die Here dat ook sal genees. Ons as gemeente is so met 'n nuwe seisoen besig waar ons nie op verskillende plekke uit die Bybel uit Sondagoggende stil staan nie, maar dat ons by een boek vat en deur die boek werk en hoor wat die Here vir ons te sê het. So daar is ons vanoggend by Jona 3 en Jona 1 is 'n tema was waarheen vlug jy? I'm sorry, Justice, but my English only comes around next week again. And so this morning we're in Afrikaans, but I see how Mike helps you. All right. So verlede week, Jona word geroep deur God, hy word 'n boodskap gegee, hy word gestuur 2 weke terug, en meeste van ons ken die storie, hy het 'n rebellie op hom, en niks lus om te luister nie, en hy vlug, en leer 'n paar lesse langs die pad. En laasweek het gegaan daaroor, en Brett het gepraat oor die teenwoordigheid van God, en hoe hy eintlik die teenwoordigheid van God gevlug het, hoe dom kan hy wees, want hy sê, dis die een wat die aarde en die see gemaak het, dan gaan hy op die see om van hom te vlug. Maar, so die teenwoordigheid van God, en dan sy gebed van berou, sodat hy weer terug in die teenwoordigheid van God hom mag bevind. Jona 2 gewees. En ons kom hier in Jona 3, en ek wil vanoggend net, gaan ek vinnig daardeur lees, en dan gaan ek die reëls breek vanoggend. Dit het vir my gevoel, ek kan nie Jona 3 mooi hanteer. Ek het op 'n stadium vir Brett gesê, ek gaan van Jona 4 steel, want ek kan nie lekker in Jona 3 alleen praat, ek wil Jona 4 bysteel, te sê, nee, ek mag nie, ek moet hou by my hoofstuk, en so ek gaan in elk geval stout wees, ek gaan na 1 Johannes 5 toe gaan, om vir ons te help beter sien wat gebeur in Jona 3, en Maar wat ek wil hê vanoggend, dit voel vir my vanoggend toe ek weer daar by my lessenaartjie sit en bid en vir die Here vra, is dat wanneer ons oor vanoggend se tema praat, ek het gaan soek, maar ek kon nie 'n mooi woord vir die Engels kry nie, maar God, wanneer hy meeste van die tyd met die mens omgaan, God is tender. Partykeer is hy stern, is hy hard, maar meeste van die tyd. En ek wil hê, soos ons deur dit lees, moet jy God se sagte hart en verlange om die mens te help, hoor en sien. En wat ek net hoofstuk 3 sien, is sy genade hou amper net nie op nie. It's endless. So, ek gaan lees uit die Afrikaanse vertaling, Jona 3, en kom ons luister, dit is nie 'n lang hoofstuk nie. Ag, en sommer hier in hoofstuk, in vers 1, sien ek myself, behalwe, hier staan nou, die Here het 'n tweede keer. Ek moet seker daarin sit, die Here het 'n 200ste keer met Christof gepraat. Maar sien jy hoe die Here, ek het gedink aan hoe ek en Miranda vir ons kinders gesê, ons praat net 1 keer. Ja, 'n mooi voorbeeld van die Here. En die Here het 'n tweede keer met Jona gepraat. Maak jou gereed,
en gaan na die groot stad Ninive. Dra die oordeelsboodskap wat ek jou gegee het aan hulle oor. Jona het gereed gemaak en na Ninive toe gegaan, soos die Here hom beveel het. Ninive was so groot, dat dit 3 dae vat om alles te sien. Die eerste dag toe Jona in die stad ingaan, het hy uitgeroep, oor 40 dae sal Ninive vernietig word. Die mense van Ninive het God se boodskap geglo. Almal van groot tot klein het besluit om te vas en om rouklere aan te trek. Toe die koning van Ninive hoor wat Jona sê, het hy van sy troon af opgestaan, sy koninklike klere uitgetrek. Hy het rouklere aangetrek en op die ashoop gaan sit. Die koning en sy amptenare het toe die volgende bevel deur die stad gestuur. Niemand nie eers die diere, mag enigsins iets eet of drink nie. Almal moet rouklere aantrek en ernstig tot God bid. Almal moet ophou om kwaad te doen en geweld te pleeg. Wie weet, miskien sal God ons genadig wees en ons nie in sy woede vernietig nie. Toe God sien dat hulle opgehou het om verkeerd te doen, was hy hulle genadig. Hy het daarvan afgesien om hulle te vernietig, soos hy gedreig het om te doen. Sal dit nie wonderlik wees as ons land so iets kan gebeur nie? Almal, die hele stad, niemand uitgesluit nie. En ek dink ek gaan nie vreeslik lank oor dit, behalwe om die volgende te sê. Die mooi patroon wat ek sien hierso, en ek dink, miskien net vir 'n begin om te sê, iets in hierdie hoofstuk speel in die kleine af, wat in die groot lewe afspeel. In die groot geheel. Wat met Jona en met Ninive gebeur in my en jou lewe. Rian se begeerte om te bid vir ons kinders. Dit gebeur in ons kinders se lewe. Daar's 'n boodskap wat mense uitnooi terug na God toe. En mense het die geleentheid om te luister daarna of nie. En dan sien ons God reageer op die mense wat terugdraai na hom toe. En hy neem die straf wat vir hulle bedoel is weg. So, dis eintlik net in hierdie een hoofstuk sien ons die hele gospel afspeel. Dis in die Ou Testament, maar dis 'n heenwysing van Jesus wat op pad is en wat kom. Daar's 'n waarskuwing van oordeel en gevolge van 'n sondige lewe, 'n leefstyl, 'n ongehoorsaamheid. Ek is my eie baas, ek leef volgens my eie standaarde, prioriteite en keuses. En God kom en hy rig 'n waarskuwing tot die mens wat so leef. En dit is die groot prentjie wat ons hieruit kan sien wat afspeel. En 'n ander groot prentjie wat ons sien afspeel en waaroor die Here met ons as gemeente praat, is dat ons het almal 'n boodskap ontvang. Wat maak ons met die boodskap? En vir my so mooi, dit begin om te sê, hierdie patroon speel hom oor en oor af in hierdie hoofstuk. God praat met Jona, en Jona luister. Jona praat met die mense, en die mense luister. Die mense, het klink my nie Jona het by die koning uitgekom, die mense het vir die koning gesê, wat gaan aan in die stad? En die koning en sy amptenare luister. En dan sien ons, God reageer op dit. En ietsie wat ek hier lees, en ek wil nie te lank by dit stil staan nie, maar dis eintlik vir my die tema van vanoggend, wat ek gevoel het waaroor ons wel moet praat, en dis hoekom ek na 1 Johannes 5 toe gaan, is, die vraag hier is, wat red die mense van Ninive? En dan persoonlik gedraai, wat is dit wat my en jou red van die oordeel van God? Iets het hulle gered van die oordeel van God. Maar ietsie wat ons moet weet van die stad Ninive, God het nog 2 profete na hulle toe gestuur, 'n bietjie later. Sefanja was die een en Nahum was die ander een gewees. En dan sien ons, by hulle 2 het God nie meer genade gehad vir die stad Ninive nie. En as ons vandag gaan kyk waar Ninive was, as niks oor is 'n groen land, as jy hom op Google Earth gaan soek,
Daar's niks van die stad oor nie. Want dit was die laaste profesie wat God vir Ninive gegee het. Jy gaan verwoes word, omdat jy nie luister nie. Niks oor nie. En waaroor dit my toe nou laat dink, terwyl ek nou hier lees, ek wonder wat se tipe van sondebelydenis en inkeer het die plaasgevind in Jonas se lewe, want as ons aangaan na hoofstuk 4 toe, ek mag nie daaroor praat nie, maar dan sien ons eintlik maar 'n slegte attitude by Jona. Jona is glad nie eers opgewonde nie. So Jona was ongehoorsaam, maar ek het toe 'n prentjie, waar het ek die prentjie, hier is die, ek kyk toe die prentjie, ek sien Andrie soos hier, so hy hou so baie van perde en laai gereeld 'n perd in 'n hosboks. Maar hy sal nou vir jou vertel, partykeer gaan dit nie maklik nie. En ek wonder nogal of Jona se gehoorsaamheid, opregte oortuiging en berou in hom gehad het. Maar ek weet nou nie, ek vra maar net die vraag. En of hy soos hy linkerkantste perd ingeklim het en Ninive toe gegaan het. En of hy soos die regterkantste perd gegaan het. Gewillig. Met 'n nederigheid. Die linkerkantste een is ingeforceer en man het allerlei tools en praktyke hoe om 'n perd in 'n horsboks in te forceer as hy nie wil klim nie, maar hy wil maar net nie klim nie want hy's bang. Maar ons wil meeste van die tyd nie klim nie want ons is rebels. Maar in elk geval, so die vraag vir my is, wat het Ninive se repentance behels? As ons net na die hoofstuk kyk, dan lyk dit regtig goed. Die Here het vir Jona gestuur, Jona het ja gesê, daar was goeie vrug op Jona se werk. Ninive het die boodskap ontvang, die Here het dit op 'n manier na dit gekyk wat hy genade gehad het op dit. Hy het hulle nog 'n kans gegee, want dit eindig om te sê, God het nie die oordeel uitgespreek nie. Maar as ons nou 'n bietjie verder in die Bybel rondkyk, dan begin ek nou wonder, oor wat was Jona se attitude regtig, en met watter tipe van repentance het Ninive, die koning in die hele stad, voor God gekom. Want in beide se gevalle sien ons dat iets van dit nie blywend was nie. Iets het kort gekom daar, wil dit vir my voorkom. Maar, en daarom is my vraag vir oggend, en waarby ek toe uitkom, is, maar wat red my en jou? Jona en Ninive is geskiedenis, maar die vraag is, wat red my en jou van God se oordeel? En ek weet nie vir jou nie, maar vir my dink ek, ek wonder of dit amper die belangrikste vraag is waarby ek kan stilstaan in my lewe nie. Wat red my van die oordeel van God? En ek wil weer hê, as ons hieroor praat, moet ons Jesus, Paulus, Johannes, almal wat daaroor geskryf het met 'n tender hart geskryf. Asseblief, medegelowiges. Hy glad nie met 'n veroordelende hart geskryf nie. Paulus skryf aan die Korinte, 2 Korintiërs skryf hy aan die gemeente, toets jouself of jou geloof eg is. Hoekom? Want hy het ewigheid in gedagte. Hy het Jesus in gedagte wat in Matteus 7 sê, wanneer hulle voor hom kom staan aan die einde en sê, Here, ons het al hierdie dinge gedoen, dan sê hy, maar ek het jou nie geken, jy gaan weg van my af. Dis wat Paulus en Johannes in gedagte het, as hulle skryf aan die gemeentes en aan gelowiges. Tender, nie oordeel nie. Bekommernis, hulle belang, liefde, compassion vir hulle. So, die eerste vraag wat ek sommer het, en dit is gelukkig 'n persoonlike vraag, so ons kan dalk makliker antwoord. Kan ons seker wees dat ons vry is van God se oordeel? Hier waar ons nou vanoggend sit. Kan ons sekerheid oor dit hê? Of gaan ons eers uitvind die dag as ons voor Jesus staan? Nee. Kan ons sekerheid hê? OK, oom Neil sê ons kan sekerheid hê. OK. So ek gaan vir hom Niels net ondersteun met een skrif. Ons kan nou baie rondblaai, maar ek wil net vanoggend by 1 Johannes 5 stil staan. So ek gaan net een skrif lees.
Johannes skryf hier in vers 13, ek skryf hierdie dinge aan julle, sodat julle met die wete kan leef. Dis die sekerheid wat Neels van praat, en Dwayne en Lauren sê, ons kan weet. Dat julle met die sekerheid kan leef, dat julle nou reeds deel aan die ewige lewe. Julle wat aanhou glo in die persoon van die Seun van God. Goed, so Johannes skryf hierso, ek skryf al hierdie dinge, die hele boek, dat julle kan seker weet, julle het nou reeds die ewige lewe. Okay, so die antwoord is, ons kan weet. En ek dink dis God se hart, want die hele Nuwe Testament is vol daarvan, dat hy wil hê ons moet weet ons is seuns. Ek dink aan ander dinge wat hy geskryf het, ek het die Heilige Gees vir jou as 'n deposito gegee. Dit is soos 'n verloofring. Ek kom terug na jou toe, om jou te kom haal. Jy moet seker wees. Ons kan nie met vrymoedigheid kom as ons wonder nie. Ons kan nie geloof hê as ons die hele tyd wonder nie. Die Here wil hê ons moet seker wees. En hy het die woord vir ons gegee, om seker te wees. Hy het sy Gees vir ons gegee, om seker te wees. Hy het sy handeling met ons, en ons gaan nou daarby stil staan. So, die eerste vraag is, kan ons seker wees dat ons gered is? En die Bybel sê ja. Die Here se begeerte is dat jy moet seker wees dat jy gered is van die oordeel. Hy wil hê ons moet soos die koning van Nineve sê. Wat het hy gesê? Wie weet, miskien as ek eendag daar kom, dan gaan goed. Ek hoop so. Dink so. Maar dis nie 'n seker hoop hè. Dis so onseker hoop. Dit is nie ons wil nie soos die koning van Nineve wees nie. Ons wil daar arriveer met 'n seker wete dat ons gereed is om voor Jesus te staan. En ek dink as ons kan seker wees, is die tweede vraag dan wat vir my belangrik is vir oggend is, maar wat red ons van die oordeel van God? Die een is, kan ons seker wees, en die tweede een is, wat red ons van die oordeel van God? En vir ons op leierskap was dit so belangrik, die laaste ruk het ons stil gestaan, ons is nog eers daar deurgetrap nie, is om te praat oor, hoe bring ons iemand, hoe gebruik die Here ons om iemand uit die donker na die lig toe te bring? En hoe maak ons seker, ons is daar met 'n Bybelse perspektief, om dit te doen? Want dit is wat redding is om van die donker na die lig toe te kom, om verbind te word aan Jesus. 'n Ander vraag, om dit net op 'n ander manier te stel is, as ons denkbeeldig by die teenwoordigheid van God kom, is die vraag, en daar's mos altyd die grappies oor, ons kom by die hekke, en is dit Petrus wat daar staan, of wie staan daar gewoonlik? En Petrus moet vir ons vra, hoekom het ek jou inlaat? Wat is die antwoord? Wat antwoord ek en jy, as Petrus vra, hoekom het ek jou inlaat om ewig in God se teenwoordigheid te wees? Hoekom het ek jou inlaat? En dis deel van die sekerheid wat ons nodig het. Ja, but so die vraag is vir jou, hier kom ek, die vraag is, hoekom het ek jou inlaat? En ek gaan nie dat ons die vraag, ek wil jou aanmoedig dat jy by die huis gaan en dit moet gaan neerskryf. Reg deur die Nuwe Testament is dit 'n kerntema dat God wil hê dat ons moet seker wees dat ons sy kinders is, dat hy ons Vader is. Hy wil hê ons moet met onsekerheid leef hê. Ons moet seker wees. Okay. So en daai sekerheid word gebore uit in 'n ander manier om jou te help is, hoekom laat ek jou in? So kom ons praat 'n paar woorde oor dit. So moet net nie Dwayne gaan kwaad wees as jy nou aanhaal dat Petrus by die hek staan. Petrus staan nie by die hek nie. Ek dink ook nie daar is 'n hekkie. Is daar 'n hek? Ek weet. Ek dink nie daar's 'n hek nie. Daar's nie 'n poort nie. So kom ons los dit. Kom ons lees, kom ons maak by 1 Johannes 5, dan wil ek net daar lees. 1 Johannes 5. Vers 1. Elkeen wat glo en bely dat Jesus die Christus is uit God gebore. En elkeen wat die Vader lief het, het ook sy kinders lief.
Hieraan weet ons dat ons moet aanhou om die kinders van God lief te hê, wanneer ons God liefhet en sy opdragte uitvoer. Die liefde vir God bestaan daaruit dat ons sy opdragte gehoorsaam en sy opdragte is nie moeilikie, want elkeen wat God as Vader het, oorwin die wêreld. Die oorwinning wat die wêreld verower het, is ons geloof. Ek spring sommer na vers 11 toe, ek gaan nie alles tussenin lees nie, en dit is die inhoud van sy getuienis. God het aan ons die ewige lewe gegee en die lewe bestaan in 'n hegte verhouding met sy seun. Hy wat deel het aan die seun het nou reeds die ewige lewe. Wie nie deel van die seun van God het nie, het ook nie deel aan die ewige lewe nie. Ek skryf hierdie dinge aan julle, sodat julle met die wete kan leef, dat julle nou reeds deel het aan die ewige lewe. Julle wat aanhou glo in die persoon van die seun van God. Dit is die vrymoedigheid wat ons voor God het, dat wat ons ook al volgens sy wil vra, hy na ons luister. Ek ervaar sommer net terwyl ek lees, ek wil hê jy moet vanoggend ontsteltenis uitgaan. Miskien gaan jy dalk ontsteltenis uitgaan, maar dit is ook miskien nie te sleg nie. Maar waarmee jy moet uitgaan, is met die boodskap dat God wil hê dat jy seker moet wees. As dit alles waarmee jy uitgaan, dan het jy iets om met God oor te praat en met medegelowiges oor te praat. As jy vanoggend die uitgaan en alles wat ons nou hier vanaf aan sê, maar hoe kry ons hierdie sekerheid? En jy gaan nie uit en jy is nog nie seker nie. Wil ek nie hê jy moet die uitgaan en sê, ek is onseker nie. Ek wil hê jy moet uitgaan, ek is onseker, maar God wil hê ek moet seker wees. Here, help my. Dis iets waarna ek wil groei. Want ek wil hier uitstap met miskien onsekerheid, maar met die wete dat ek kan seker wees. En dat ons sal groei daarin, dat ons die proses sal stap. En as jy my vra, het ek al sekerheid gehad en daarna weer onsekerheid? Verseker. Ons gaan nou ietsie oor dit sê. En het ek al weer sekerheid gekry? Verseker. En verlaat daai sekerheid my partykeer te doen. Maar as dit my verlaat, weet ek, dis nie wat die Here my wil hê nie. Want hy wil hê ek moet seker wees, hy is my pa. Hy wil hê ek moet seker wees, ek is sy seun. Nie 'n offer nie. Nie een wat al onseker gaan opdaag nie. Ek is sy oordeel gespaar. So ek het sommer net 'n klomp goed neergeskryf uit hierdie skrifgedeelte uit. Hoekom 'n mens nie net, want jy kan maklik, en ons doen dit baie keer. Ek wil jou aanmoedig, moet dit nie doen nie. Moenie Romeine 10 is dit vers 9, as ons bely dat Jesus seun van God is, het ons die ewige lewe nie. Moenie daar ophou nie, want dit is nie al wat die skrif sê nie. En wat hy verder sê, is nie werke nie, hy definieer wat se tipe geloof is dit. So ons sê maklik ons glo in Jesus, en die vraag waarmee ons op die ou end stoei is, wat beteken daai geloof? Wat beteken die woordjie, ek glo in Jesus? Wat beteken dit? Dis die vraag wat ons moet antwoord. En net as jy vinnig hierna kyk, dan sien jy in vers 5 vers 1, elkeen wat glo en bely dat Jesus Christus is uit God gebore, en elkeen wat die Vader liefhet, het ook sy kinders lief. So jy kan ophou na die helfte van die sin en sê, elkeen wat glo en bely dat Jesus Christus is uit God gebore. Kan jy daarby ophou en sê, okay, dis wat dit beteken om gered te wees. Jy moet glo en bely. Glo is iets wat in die binneste gebeur en bely is iets wat jy met mond doen. Maar kan ons saamstem net om te sê dat daar 'n manier van glo en bely is wat Jesus nie eintlik aangestaan het nie? Die Fariseërs se geloof en se belydenis van hulle verhouding met God het Jesus laat nie aangestaan nie. Die woord sê, even the demons believe Jesus is the Christ. So daar moet ons definisie gee, wat beteken dit? Wat beteken hierdie geloof? Anders dink ons kan 'n intellektuele geloof. Ek luister nou dag vir Elon Musk en ek kan nie presies die detail van wat hy gesê het sê nie, maar dat hy sê dat hy glo dat Jesus 'n persoon was wat die aarde gestap het.
Dit is so. Party ouens glo nog dat hy goddelik is. Maar dit beteken nie, hulle het hulle geloof in hom gesit op 'n manier wat hulle lewe aan hom oorgegee het nie. En in ons westerse wêreld kan ons heel maklik 'n intellektuele geloof hê, sonder enige hartsverandering. En dis die gevaar waarmee ons loop. En ons wil nie met 'n intellektuele geloof loop nie, want dit red nie. Om te erken dat Jesus die Seun van God is, en dat hy werklik was, dat hy aan die kruis gesterf het, geskiedkundig opgestaan het, en opgevaar het na die hemel toe, red ons nie. Dis nie die tipe geloof wat die Bybel beskryf, wanneer hy sê, as jy glo in Jesus, is jy gered nie. Die tipe geloof wat jy erken dit, en jy gee jou lewe oor aan hom. Ons gaan nou uitbrei op dit. Dan gee ek my lewe oor aan dit. En wat daar gebeur is, hier verander ietsie binne-in. Dis hoekom Jesus in Johannes 3 sê, as jy nie wedergebore is, sal jy die koninkryk nie sien nie. So ons kan 'n intellektuele geloof en glo dat Jesus dit en dit en dit was, sonder dat ons wedergebore is. Is dit maklik genoeg om, dis nie confusing nie, dis nie, it's okay. So die eerste ding wat ek vir jou wil bysê is, as jy dink oor jou sekerheid, moet jy asseblief nie met ander mense vergelyk nie. Dit het geen waarde nie. Waarmee moet ons nou vergelyk? Eintlik eerder met die standaard wat God het. Ons gaan altyd heiliger ouens as ons kry, en ons gaan ouens kry wat meer sondig as ons is. So dit is nou so 'n skaal wat eintlik niks beteken nie, hy skuif die hele tyd. So moenie dit doen nie. Kyk eerder na God se standaard. Want wat dit ons help is ten minste om weg te trek, ons almal is skuldig. Dis 'n goeie begin. Dat ons almal skuldig is. Die tipe geloof waarna toe Jesus ons uitnooi en wat die apostels aan ons verkondig het, is dat ons Jesus sien, hom erken vir wat hy gedoen het en wie hy is, en dat ons al ons sondes en ons hele lewe na hom toe bring en sê, Here, jy is die enigste een wat my kan help met hierdie skuldigheid voor God. Hoekom is daar oordeel op Ninive? Hulle leefstyl. Hoekom is daar oordeel op my en jou? Ons leefstyl. En ons sien in die Ou Testament, ons kan daai leefstyl nie verander om perfek te wees nie. Ons het iets anders nodig. So die geloof waarvan die Bybel praat wat red, is 'n geloof waar jy jou lewe oorgee. Nie net God is my suiwer nie, maar hy is ook my koning. Ek dink ons verval ook baie keer, ek dink ook nie dis 'n geloof wat red nie. Die Bybel sê, 'n geloof wat net Jesus vertrou om met my sonde te handel en my vergifnis te gee, maar nooit transformeer in my lewe om meer soos Jesus te raak nie, is nie 'n geloof wat red nie. Dis Jakobus se hele boodskap. So ons sê nie geloof plus werke nie. Die Bybel sê geloof wat werke as gevolg het. Dis 'n tipe geloof wat red. Maar as daar nooit transformasie kom, beteken dis iets fout met die geloof wat ons aanhang. Die manier hoe ons glo in Jesus is nie die een wat hy bedoel het nie. So ons sien hier in 1 Johannes 5 dat om God se wil te doen, om hom te gehoorsaam, is deel van die geloof wat ons red. 'n Geloof sonder dit red ons nie. Dis intellektueel of ek weet nie wat ons dit wil noem nie. Dis nie 'n geloof wat red nie. So ons sien daar's 'n verbale belydenis van wie Jesus is, van sy geloof. Ons sien daar's 'n gehoorsaamheid aan hom en 'n oorgee van ons lewe. Daar's 'n begeerte in my en jou om sy wil te lewe. Daar's 'n begeerte om vir Jesus te leef en nie vir myself nie. Daar's 'n opneem daagliks van my kruis en 'n daaglikse volg van hom. Dis nie 'n gebed wat ek 21 jaar terug gebid het en dis waar ek gered is en is afgehandel met die gebed gewees het. Dis 'n gebed wat gebeur het en 'n verbintenis aan God wat in 20 jaar transformasie in my lewe veroorsaak het. Perfektheid nee, maar in rigting heeltemal anders.
So die Bybel is baie duidelik daaroor. Ons kan nie net met sonde voortgaan en sê ons volg vir Jesus nie. Ons kan nie 'n sonde hê en na 10 jaar kyk ons terug en niks het verander van dit nie. Dit is nie die tipe geloof wat transformeer, wat ons red, waarvan die Bybel praat nie. Wat die Bybel van praat, is sonde wat berou in my binneste bring, wat belydenis bring, en 'n frustrasie binne in my, dat ek nie net kan aangaan met sonde nie. Ietsie anders wat baie hartseer is, die vraag, hoekom moet ek jou inlaat, word baie keer op die volgende manier geantwoord. En dit wys eintlik dat ons, en dit beteken nie, iemand is nie gered nie, maar dit beteken eintlik net die kern van die evangelie het nie mooi pos gevat by iemand nie. As ek vir Clayton sou vra, of Clayton sou vir my vra, Christof, hoekom moet ons jou inlaat? En ek antwoord vir Clayton, man, ek wil nie weet hoe ek Sondag gepreek het, laat die spoegspat he. Ek was gereeld by die kerk. Ek het nog baie geld vir die kerk gegee. Ek het gereeld stilte tyd gehou en gebid. Dus ek het nogal gevas ook van tyd tot tyd, jy weet. Ek het vir arme mense omgegee. Dis nie hoekom ek gered word nie. Al hierdie dinge het waarde, maar ek kan dit nie as redding aanbied nie. Niks daarvan nie. Dit is die gevolg van 'n geloof wat my lewe getransformeer het en gesê het ek wil anders leef, maar dit red my nie. Dit bewys net iets het gebeur toe ek na Jesus toe gekom het. Maar dit kan my nie red nie. Ek kan geen vertroue hê op enige godsdienstige handeling of goeie handeling hê. Ek luister nou eendag toe het hulle met president Trump. Dit is ook so vir my so 'n bietjie hartseer, jy weet, party dae is hy nou heeltemal laf en ander dae dink ek nogal doen hy goeie goed, jy weet. Maar vir my hartseer toe hy praat oor sy geloof en hy sê nee, hy dink hy's 'n goeie ou. Nou dis godsdienstig. It's not the gospel. The gospel is I'm a sinful man, saved by the grace of God. And because of meeting him, my life is slowly transforming to be more and more like Christ. I am saved because Jesus paid the penalty for my sin. Nie omdat ek iets gedoen het nie. Niks daarvan nie. En ek sê weer, of jy nou gedoop is, en of jy vir die armes omgee, dit het nie waarde as ons daar kom, waar ons moet sê, hoekom laat ons iemand in nie. Dit het nie waarde nie. Dit het waarde in my groei in Jesus, maar dit red my nie. Nie werke of prestasies nie, maar om Jesus te ken in verhouding, so ek het so gehou, al die vertalings skryf dit nie so nie. Vers 11, en dit is die inhoud van sy getuienis. God het aan ons die ewige lewe gegee, en die lewe bestaan uit 'n hegte verhouding met sy seun. Geloof sonder 'n hegte verhouding is nie die geloof wat ons red nie. Dis 'n intellektuele verstaan van 'n godsdienstigheid van God, maar dit ken hom as persoon nie. Dit stap nie in verhouding met hom nie. So as ons 'n tipe geloof het wat afwesig is van die verhouding met Jesus, dan moet ons bekommerd wees oor die tipe geloof wat ons het. Want dit is nie die geloof wat ons red nie. Daar's 'n verhouding wat uit dit uitkom. Ek wil net weer sê, geloof red ons, maar reddende geloof lei tot transformasie in jou lewe. Ons lewens kan nie dieselfde bly nie. Hierdie transformerende lewe bevestig dat daar 'n geloof plaasgevind het en 'n wedergeboorte plaasgevind het wat gered. En ek wil bysê, ons struikel en ons val, maar ons staan weer op en ons volhard. Dit is 'n teken van reddende geloof. Nie as die eerste of die tweede swaar kry kom en die moeilike dele van die lewe kom, dan gee ons op nie. Dan beteken dit daar was nooit reddende geloof gewees nie. Dit was dalk 'n perd wat in 'n hosboks geklim het sonder teen sy wil.
Ek wil net die punt bymaak, ek het dit al gesê, Jesus red ons nie. Jesus red ons nie net nie. Hy raak ook die koning van ons lewe. Jesus verander ons binneste, wat maak dat ons ander aksies na buitentoe leef. So ons kan nou 'n klomp skrif, maar ek gaan net by 1 Lukas 6 vers 46. Hoekom noem julle my Here, Here, maar julle doen nie wat ek sê nie? Weet so, dis terug by Matteus 7. Ons praat van hom as die Here, maar niks in ons leefstyl lyk so nie. Jesus sê nie net woorde nie, maar 'n verhouding wat tot nuwe aksies lei. Dis die tipe geloof wat ons red. En Jesus noem dit sommer net disippelskap. Gehoorsaamheid uit liefde vir Jesus. So ek wil afsluit met Jesus as Here. Jesus as Here van ons lewe is nie opsioneel nie. Ons kan nie koning bly van ons lewe nie. Dis nie 'n geloof wat red nie. Jesus is koning. En daar mag 'n valse sekerheid wees, en dis waarteen al die skrywers in die Bybel waarsku. Daar's 'n valse sekerheid van redding. En ons kan dit hê sonder dat ons totaal oorgegee het. Die Bybel sê nee, ons kan nie sekerheid hê as ons nie oorgegee het nie. Ek dink ietsie wat baie belangrik in die woord is, wat ons dwarsdeur sien, is dat volharding tot die einde toe is een van die eienskappe wat ons sien by iemand wat 'n reddende geloof het. Volharding tot die einde toe. Nie opgee nie. So ek het sommer 'n paar praktiese goed wat my help in my lewe en waarmee ek sukkel in my lewe. So ek wil weer sê, die Engelse woorde pas vir my beter. God is not looking for perfection but direction. God soek nie perfeksie nie, want dan gaan niemand van ons dit maak nie. Dis hoekom ek en jy vir Jesus nodig het. OK, is vir Jesus nodig, want hy is perfek en ons nie. Maar iets het in ons binneste gebeur wat die Bybel wedergeboorte noem, en na dit vind 'n heiligmaking in ons lewe plaas, as gevolg van die binnekant wat verander het. Ek hou van die twee, van die Engelse woord, die Afrikaans voel dit vir my, het jy 'n lekker woord daarvoor, ons het 'n bentness in ons. We've got a bentness away from God and we've got a bentness towards God. Na wedergeboorte is daar 'n bentness towards God. Not perfection, but a bentness towards God. So ek dink ietsie wat ek van tyd tot tyd vir my vra is, waarvoor is ek lief? Het die dinge waarvoor ek lief is verander? So liefde is 'n vrug wat in my en jou lewe is, wat anders is na wedergeboorte as voor wedergeboorte. Wedergeboorte, daai tipe geloof wat 'n lewe transformeer, dis waar ek en jy gered word. Dit gebeur wanneer ons Jesus as koning van ons lewe verklaar, hy red ons bring al ons sondes en ons hele lewe na hom toe. Ons sê, Lord, we've got nothing else to stand on, but what you have done for us. Daar word ek en jy gered. Dan transformeer ons lewe, sodat wanneer ons voor hom verskyn, staan Jesus saam met ons daar. Sê, I know him, let him in. He's here because of me. Not nothing that he has done. So waarvoor is ek en jy lief? Ja man, ek moet gereeld bid daarvoor, want dan sien ek kom hierdie goed, die ou goed waarvoor ek lief was, weer terug in my lewe. Dan moet ek dit bely. Dan moet ek die geveg voortsit, om te sê, Lord, help me. I want to love your word, your people, gathering, sharing. I want to love the things of his kingdom, not my kingdom. En dis 'n geveg vir my. So, is daar in my en jou 'n liefde vir sy woord, vir sy mense, vir sy teenwoordigheid, om hom te deel? Het die Here iets wat die Here in my lewe verander het, wat ek
ek het niks van dit gehad nie, compassion vir ander mense, net aan myself gedink. En baie keer bemoedig het my dat ek nog compassionate vir mense, dit mag dalk vir jou nou, as jy so min heilig, maar ek is, op my eie, het ek geen compassion vir mense gehad he. Maar dat ek my van tyd tot tyd in trane vind, bemoedig my, ek is in die Here se hand, want hy het iets in my binneste verander, compassion for people, for their lostness, for their pain. Die Here bring na ons 'n ander tipe nederigheid, wanneer ons hom in ons lewe aan hom oorgegee het. Daar's 'n ander nederigheid in my en jou. En een van die goed wat ek bespeer in my lewe, wat heeltemal verander het in mense wat hom dien, is 'n bewustheid van hulle gebrokenheid. 'n Bewustheid en 'n dankbaarheid dat ek God se genade nodig het. Dis iets wat bonatuurlik is, dat ek kan erken. Ek mis dit baie kere. Ek is so dankbaar vir God se genade vir my lewe. So daar's 'n nederigheid wat dit dan betref. Dit laat my baie keer klein voel, want ek ontvang anders as wat ek verdien. Kan ek dit weer sê? Ek sien gereeld in die lewe, dat ek anders ontvang as wat ek verdien. My gebrokenheid voor God en sy genade vir my. Ek sien 'n ander vorm van gehoorsaamheid in ons lewens, wanneer ons na Jesus toe gekom het. Ons is gehoorsaam, waar ons voor niks omgegee het. En daar's 'n verlange by ons om gehoorsaam te wees. Glad nie perfek nie, maar daar's 'n verlange by my. Ek het net te stil gestaan om te sê, my lewe lyk heel anders as ek swaar kry. En hopelik jou nou ook, kan jy ook van getuig, ek kan getuig van die mense wat ek goed ken. Hulle lewe lyk heel anders in swaar kry, as wat dit gelyk het voor hulle na Jesus toe gekom het. En dan moet ek nou by sê, my hantering van swaar kry is anders op 55 as wat dit op 20 was. So as jy nou jonger is, be patient, want dit is deur die ervarings van God se getrouheid in ons swaar kry, wat ons later meer moed en rustiger en kalmer en met 'n sterker geloof deur swaar kry kan stap. Miskien net een dingetjie. Miskien sit jy vanoggend hier en sê, "Ja man, ek sien so baie ongehoorsaamheid nog in my lewe as ek nou terugkyk oor die laaste jaar." Dit wat jy nou sê maak my nogal onseker voel. En wil ek jou bemoedig met Paulus wat in Romeine 7 gaan lees het, skryf, "O wretched man." Weet jy wat is die Afrikaans daarvoor hè? Jou treurige mens. Dit wat ek wil doen, dit doen ek nie. Hy is seker een van die mature believers waarna ons kan opkyk. En hy het gestoei met hierdie ding binne in hom. Daarom wil ek jou net weer aanmoedig, not perfection but direction. Nie perfeksie nie, maar waarheen is jou lewe op pad? Daar's 'n begeerte na Jesus en om hom te gehoorsaam. Ja, ek word nou vanoggend, ek weet nie, uitgedaag. Het julle gehoor hoe baie keer in 1 John 5, want dis iets wat ek deur die hele wêreld sien wat nogal vir my baie dae uitdaag. En dan sien ek nog so nou en dan dit in my eie vlees ook. Dan is ek nou eers ontstel. Het jy gesien dat dit gaan oor die liefde vir sy liggaam? Ons het ook sy kinders lief. En partykeer sien ons hierdie kultuur tussen gelowiges, ek het hierdie verhouding met God, maar ek wil eintlik met sy liggaam iets te doen hê nie. Ek is my eie kerk. Ek is my eie liggaam, my eie community. En een van die tekens is dat ons lief is. Dit is baie keer moeilik om vir Anton lief te wees, maar die Bybel sê die Bybel sê as ons hierdie reddende geloof in ons het, dan het ons 'n liefde vir mekaar wat van hom afkom. So mag dit ook vir jou help om te sien as ons lief vir mekaar. Ek gaan afsluit met die laaste stukkie wat vir my gehelp het is as jy 1 Johannes lees, dan skryf Johannes oor 2 goed. Skynheiligheid en Jesus. En iets wat my help en wat ek wil hê met jou help is hoe gaan ons om met skynheiligheid en hoe gaan ons om met Jesus? En hoe langer ek saam met die Here loop, voel dit vir my hoe makliker raak dit vir my om hierdie 2 te hanteer in my gebrokenheid.
Ons sê nou not perfection but direction. So as ons sê perfeksie is nie wat ons leef nie, maar 'n sens van gebrokenheid wat ons leef. Hoe hanteer ek en jy hierdie gebrokenheid, want wat die vyand vir ons kom sê, sien jy is nie goed genoeg nie. You're not making it. Is die vrugte nou genoeg? Okay. En wat 'n gees wat nie wedergebore is nie, my ervaring doen is, daar's 'n skynheiligheid om voor te gee dat ek goed genoeg is. Dis een ding wat dit doen. Die tweede ding is, dit raak defensive as jy oor my gebrokenheid praat. Die derde ding is, dat ek Jesus se kruisiging gebruik om te sê, maar hy het vir my gesterf. Hy het mos nog geweet, ek gaan dit nie reg kry nie. So, dit sal my bekommer as dit my reaksie is op enige encountering van my gebrokenheid. Ek maak verskonings, ek gee voor, ek verdedig myself, ek gebruik Jesus se kruisiging as 'n cop-out, as 'n, wat is die regte woord? Die vraag is, wat is die teenoorgestelde? As ek die lou warmheid in my begin sens, en ek gly in sonde, ek praat van 'n wedergebore persoon, ek sens die lou warmheid in my lewe, ek sens sonde het weer 'n plek in my lewe, hou vas gekry, die kry ek so elke dag. Wat maak 'n wedergebore persoon? En waarna toe ek gaan, en waarna toe ons moet gaan, is na Jesus toe. Is om na hom toe te draai, wanneer ons dit sien. Want Jesus sê, hy maak voorspraak by die Vader vir ons. Hy is die een wat ons help. So, wanneer die vrees jou beetpak, is ek gered, is ek gereed. Die een is wat ons met sonde maak, die ander een is, wat ek my baie keer vang is, ek raak bekommerd oor my eie redding en my eie sekerheid. Want ek sien my gebrokenheid. Dink ek, Here, is ek op die regte plek? Is ek daar waar ek moet wees? En sonde is vir my nog redelik makliker. Vat baie keer moed en nederigheid om my sonde na Jesus toe te vat, veral as my vrou of 'n vriend by is. Maar dis waar ek die meeste oorwinning kry, is wanneer ek dit in die teenwoordigheid van ander gelowiges na God toe bring. Waar ek oorwinning oor sonde kry. En dis taaf, dis vir my is maklik hè. Het vat baie moed en baie nederigheid om dit te doen. Maar dis waar ek oorwinning kry met sonde. Wanneer die vrees my beetpak, is ek gereed om voor Jesus te staan. Dan hardloop ek nie nou wat ek goed doen nie. Dit is 'n verkeerde plek om na toe te hardloop. Jy gaan nooit sekerheid daar vind hê. Waarna toe ek hardloop is ook na Jesus toe. Sê, Here, ek weet dit wat ek doen is nie goed genoeg nie. Jy is die enigste een wat goed genoeg is om in my plek voor die Vader vir my voorspraak te maak. En so wanneer die vrees jou beetpak, kom die Heilige Gees in plaas daarvan om na jou werke te kyk jy na Jesus. Is iets anders wat my help om op 'n plek van vrede te bly. Hoor, is ek gereed? Ek haal my oë af van my prestasies af en ek sit my oë op Jesus. Want dis die enigste een wat my kan help om voor die Vader te staan. So wedergeboorte gebruik nie Jesus om lig om te gaan met sonde nie. Kan ek dit weer sê? 'n wedergebore gees gebruik nie Jesus om lig om te gaan met sonde nie. 'n wedergebore gees gaan na Jesus toe om met die sonde te handel. Oorwinning daaroor te kry. Vergifnis daarvoor te kry. En die wedergebore hart sit nie in wanhoop met verskonings oor ewige redding. Hy gaan na Jesus toe en hy bely, Jesus, jy is die enigste een. As ek eendag daar kom, sê ek het niks om aan te bied, behalwe dat ek Jesus vertrou het, om my sondes te vergewe en my lewe te verander. En dat hy my in hom geënt het, sy gees vir my as 'n deposito gegee het. Dis al wat ek het niks anders nie. Niks van wat ek gedoen het nie. En so stap ek in verhouding met God dag vir dag en week vir week.
En ek draai met my sonde na Jesus toe. En ek draai met my bekommernis van tyd tot tyd na Jesus toe. Sê, Lord, I trust in you. For my sin and for my insecurity. En dan kom vrede terug. En heiligmaking vind plaas. En mag die Here ons help. Jona, ek is nou ver van Jona 3 af. Weet jy of ons kan onthou ons is in Jona 3 nie. Maar in Jona 3 is die kernding, mense word gered van die oordeel van God. En vir ons is die vraag vanoggend net, wat red ons van die oordeel van God? En dis Jesus wat ons red van die oordeel van God. Wat 'n tipe geloof? 'n Geloof wat hom vertrou om koning te wees, my sonde oor te neem en my lewe te transformeer. Dis die tipe geloof waarmee ek wat ek in hom sit. Nie 'n geloof wat hom net erken as Jesus is die koning en die seun van God nie, maar een wat sy lewe oorgegee word en dan getransformeer word. Eerstens met wedergeboorte die gees van God en dan heiligmaking. En in hierdie geveg kyk ek nie na my werke nie. Ek maak nie verskonings met Jesus vir my sonde nie. Ek neem my onsekerheid en my sonde na Jesus toe. Kom ons maak ons oë toe, dan bid ons saam. Here, dankie dat ons vanoggend in u teenwoordigheid kan wees. Dankie Here dat ons vanoggend na Jona kan kyk en ook kan besef dat ons nie u teenwoordigheid kan ontvlug nie. Maar Here, ons wil nie op ons eie weë wees en vir u saamnooi nie. Daarom kom ons vanoggend en ons kom vra, Here, help ons om u stem te hoor, gehoorsaam te wees sodat ons in u teenwoordigheid kan stap in gehoorsaamheid. Here, dankie dat ons vanoggend, ek wil vir elke individu teenwoordig bid, Here. Ek wil bid dat ons met die sekerheid en met die wete dat ons gered is en gereed is om voor u te staan, dat ons daarmee sal leef in die naam van Jesus. Here, ons weet dat ons werke en aksies dit nie kan doen nie, maar dat Jesus dit kan doen. Dankie Jesus dat u vir ons genade het en 'n tweede keer en 'n derde keer en 'n 70ste keer met ons praat. Dankie dat ons enige iets na u toe kan bring. Ek wil vanoggend vir individue wat sukkel om sekere sonde na u toe te bring, Here, wil ek bid vanoggend. Ek wil jou bemoedig vanoggend. Die sonde wat jy miskien mee sukkel om na God toe te gaan. God sê daar is nie groot en klein nie. Moenie laat enige iets jou weerhou om jou sonde na Jesus toe te neem en te vra, Here, help my hiermee asseblief. Ek bely dat ek hierin vasgevang is. Dat dit nie 'n goeie getuienis is, Here, dat dit skadelik vir my en my gesin is. Bring dit na Jesus toe. Ek staan keer op keer verstom vir God se genade en sy teerheid om met my te handel wanneer ek my sonde na hom toe bring. Die vryheid, die ligte ervaring as ek daar uitstap. Dankie Here vir u vergifnis. Dankie dat ons dan ervaar dat die juk wat u vir ons aanbied lig is. Dat u die moegheid wegneem. Dat u die swaar van die lewe wegneem. Dankie dat ons bonatuurlike vrede het, in watter toestand ons ook al bevind. Dankie Jesus dat ons na u toe kan draai, met ons sonde en ons onsekerheid. Dankie dat dit u is, wat deur die Gees in ons harte bevestig dat ons kinders van u is. Dankie Jesus dat u goed is wanneer ons nie goed is nie. Dankie dat dit u is wat voor die Vader vir ons vryspraak bewerkstellig. Dankie dat u vir ons voorspraak maak. Dankie Here dat ons vanoggend met enige iets na u toe kan gaan. Na u toe kan kom.